waarom is julle bang? Het julle nog steeds nie geloof nie? Hierdie is 'n diep, ontstellende vraag van Jesus aan sy eie disippels. En ek dink dis 'n vraag wat ook op 'n manier na elkeen van ons kom. Ja, dis juis wat so aangrypend en vol betekenis is, hierdie verwytende vraag van Jesus word nie gestel aan sy vyande of aan die heidene daar ver nie, maar aan hierdie groepie manne wat hy self uitgekies het en wat saam met hom geloop en al soveel heerlike ervarings saam met hom beleef het. Wat het hier gebeur? Ons kry hierdie verhaal in Markus hoofstuk 4. Die disippels is saam met Jesus in 'n boot op die water. Dit is rustig en kalm en Jesus slaap. Maar skielik kom daar 'n ewige storm op en die disippels raak bang, paniekerig en word eintlik deur angs oorweldig. Nou dis dan baie waar. As dit goed gaan en alles loop reg, alles gaan klop tusselboom, dan lyk ons almal so gelowig en vroom en rustig. Ons ken al die regte antwoorde. En ons doen so min of meer al die regte dinge wat by gelowiges pas. Maar laat daar nou net 'n woeste storm in ons lewens kom. Dan verander alles. Dan dop daar skielik lelike goggas uit ons binneste uit. Spesifiek die goggas van vrees, angs, paniek, ongeloof en onbekeerdheid. Ja, storm, dit maak nou nie jy saak watter soort storm nie, 'n storm van onsekerhede, teleurstellings, mislukkings, skielike rampe en krisisse, versoekings, het nogal die geneigtheid om die diepste binneste van 'n mens se hart na die oppervlakte te bring. Nou jy weet hierdie bekende verhaal van die angstige disippels in die boot, wie se ongeloof so blootgelê is, laat mens onwillekeurig dink aan 'n insident uit die lewe van die beroemde prediker John Wesley. Op 'n stadium het John Wesley na die staat van Georgia, na Amerika gegaan, om as 'n sendeling daar vir die Indiane te preek. Op pad soontoe was hy, natuurlik nou met die skip op pad soontoe, was hy saam met 'n groep diep gelowige Duitse Christene, Morawiese Christene. 'n Vreeslike storm het losgebars op see en Wesley skryf onder andere hieroor: "A terrible screaming began among the English." Terwyl hy opmerk, "These Germans, men, women and children, calmly sang a hymn of trust and praise." Hier het Wesley besef dat hierdie Duitse Christene iets het wat hy nog nie het nie. Want te midde van hierdie storm, waar hulle so kalm sing, moes hy erken, "I was afraid to die." Nou, ons weet, uiteindelik het Wesley se hele onderneming daar in Amerika as sendeling misluk. Hy moes maar onverrigter sake terugkeer en hy het later bely, "I who went to America to convert others was never myself converted to God." Hy het eers later, na sy terugkeer in Engeland, waarlik tot geloof in Jesus gekom en soos ons weet, uiteindelik 'n kragtige prediker van die evangelie geword. Maar voor dit, op hierdie stadium,
het hy eintlik maar staat gemaak op sy godsdienstigheid, sy godsdiensywer en uiterlike toewyding, en het hy nog nie geleer wat dit beteken om op Jesus se soenverdienste alleen te vertrou nie. Dit lyk asof hierdie disippels, net soos die van John Wesley, of hulle ongeloof ook deur die storm geopenbaar is. Ja, het beslis 'n sekere mate van ywer en bewondering vir Jesus gehad. Hulle het immers alles verlaat, alles opgeoffer en saam met Jesus gereis. Maar die persoonlike geloofsvertroue in Jesus het nog ontbreek. Onthou net, die disippels op hierdie stadium het reeds wonderlike dinge beleef. Hulle het so baie van Jesus se wondergenesings gesien. Hulle was ooggetuies van hoe mense van demone bevry is. Hulle het met hulle eie ore gehoor hoe Jesus die verlamde man, wat daar deur die dak laat sak is, sy sonde vergewe het, en as bewys daarvan vir hom gesê het, staan op, tel jou bed op, en gaan na jou huis. Dit alles het die disippels gesien, maar tog, op hierdie oomblik, hier op die see, is hulle harte steeds vol vrees en ongeloof. Ja, en ons moet dit maar onthou, ongeloof en vrees is maatjies. Dis duidelik uit Jesus se skerp vraag aan hulle, waarom is julle bang? Het julle nog steeds nie geloof nie? Net so terloops, hierdie disippels laat mens baie dink aan die volk Israel, van wie ons 'n tyd terug gepraat het. Julle sal onthou, hulle het ook al die wonders gesien wat God gedoen het, hoe God 'n pad vir hulle gemaak het deur die Rooi See, vir hulle water uit die rots laat uitkom het. Maar toe vra hulle nog steeds skepties, sinies, kan God 'n tafel dek in die woestyn? Psalm 78 vers 19. Met ander woorde, kan God die onmoontlike doen en vir ons van kos voorsien in hierdie onherbergsame wildernis? En hier kry ons amper iets soortgelyks by hierdie disippels, 'n soortgelyke skeptisisme en ongeloof. Dan vers 38, Meester, gee nie om dat ons vergaan nie? Dis nou toe hulle hom gaan wakker maak het, in hulle paniek. Hulle betwyfel dus Jesus se liefde. Nou ons weet, in die geval van die Israeliete, het God ten spyte van hulle skeptiese ongeloof weer 'n wonder gedoen en vir hulle kos gegee, die manna en die kwartels. En hier gebeur dit weer. Jesus in sy groot genade hoor op die hulpgeroep van sy disippels en hy doen 'n wonder. Ten spyte van hulle paniekerige, ongelowige skeptisisme oor sy almag en sy liefde. Ja, hy maak die storm stil. Toe staan hy op, bestraf die wind en sê vir die see, wees stil, bedaar. Die wind het gaan lê en daar het 'n groot kalmte gekom. Jy weet, dis so heerlik. Jesus skryf nie sy disippels af nie. Hy ontferm hom oor hierdie groepie paniekerige, bang, ongelowige disippels. Ja, hy doen 'n wonder om homself verder aan hulle te openbaar. En hierdie wonder vervul hulle met diep ontzag. Hier is natuurlik 'n verdere duidelike bewys dat Jesus waarlik God is. Hierdie disippels het reeds soveel van sy goddelike almag gesien. As God kon hy enige siekte genees, ook melaatsheid. As God het hy mag oor al die demone en is hulle bang vir hom. As God kan hy sondes
vergewe. En nou sien hulle, as God het Jesus volkome beheer oor die natuur en die natuurwette. Uiteindelik weet ons natuurlik, sou die hoogtepunt kom met die opstanding van ons Here Jesus uit die dood. As God het hy die dood oorwin en so bewys dat hy ons sondeskuld volkome betaal het aan die kruis. Ek en jy het hierdie evangelie ons nou al soveel keer gehoor. Maar weet jy, die gevaar bestaan dat ons maar net ook kan ja sê op alles. En ons kan uiterlik die regte dinge sê en doen. Maar diep in ons hart is daar nog vrees en ongeloof. En dit kom na vore juis in tye van krisisse. Vrees vir die toekoms, vrees vir die dood, vrees vir die oordeel in die hel. En partykeer sommer net vrees sonder om te weet waarvoor ons bang is. Nou alle vrese ontstaan natuurlik uiteindelik weens ons sondeskuld voor God. Dis die eintlike oorsaak van ons paniek en angs en verskrikking. En dis wat jy dalk in die huidige storm in jou lewe ervaar. Op hierdie oomblik is jy dalk in 'n storm, maar weet jy, dis dalk juist die rede waarom God in sy genade jou nou in 'n groot krisis en storm laat beland het, sodat jy die werklike toestand van jou eie hart kan besef. En ek wil jou hierdeur bemoedig en oproep. Ja, jy is nou in 'n storm. Besef jou nood. Besef die aakligheid van jou sonde. En die erns van jou ongeloof. Want dis die grootste sonde. Besef dit. Maar kyk op na Jesus. Besef ook wie Jesus is. Hy is waarlik God. En hy kyk vandag na jou met oneindige groot liefde. Dink maar bietjie aan sy liefde vir hierdie ontroue disippels. Hy kyk vandag na jou met groot ontferming, geduld en medelee. Maar luister ook, hoe hy self jou uitdaag en wil wakker maak met hierdie vraag. Waarom is jy bang? Het jy nog steeds nie geloof nie? Ja, nog steeds nie geloof nie. Na al die kere wat jy al die evangelie gehoor het. Hoe lank wil jy nog voortploeter in ongeloof? Stop dit. Stop dit vandag. Kom val vandag voor Jesus se voete neer. Ja, bely jou ongeloof en jou hardkoppigheid. En vertrou hom en roep soos Thomas uit, my Here en my God. Glo in Jesus en moenie meer vrees nie. Jy hoef nie te vrees nie, want Jesus het homself bewys as die getroue verlosser, as die oorwinnaar oor sonde, Satan, dood en hel. Hy het die oorwinning behaal vir en namens jou. Glo hom, gehoorsaam hom, dank hom, wees lief vir hom, kyk na hom en leef. En die vrees sal verdwyn. Amen.